Ja, hy het die vermoë gehad en dis wat vir ons baie vreemd is om te dink dat 'n engel daai vermoë het, maar nie veronderstel nie en nie buite, ons praat net van buite ras, hulle was sommer buite wese. Hulle is wesens van 'n ander hemel en hulle het in hierdie hemel kom bly. Hulle hier vrouens geneem. So die oortreding was baie hoog, maar soos jy's reg, volgens wat jy sê, trou engele nie, geen nie huwelik uit nie. En dan die wat opstaan as Yeshua kom, gaan in dieselfde staat wees, gaan nie trou en in die huwelik uitgee nie. Ek dink net wat 'n mens moet identifiseer, as jy sê, dink die dinge wat daar bo is, moet 'n mens baie versigtig wees vir vreemde goed soos hierdie, want mense kan baie maklik gaan boeke kry oor dit, soos die boek van Henog en so, en baie inligting oor dit, en dan doen jy vreeslik baie studies daaroor, maar met versigtigheid gesê, dit is eintlik nie baie werd. Paulus het gesê, ek verkondig aan julle niks anderster as Christus nie en hom as gekruisigde. En op 'n ander plek sê hy, dat ek u mag ken in die volheid. En dit is wat ons moet ontdek, want dis lewendig. Die geskiedenis van wat die engele gedoen het en wat hulle kan doen, ek weet, dit is soos mekaar se engine te ken. Dit is dalk iets wat jy weet, maar dit het nie baie waarde nie. Maar om Yeshua te ken en in hom te groei en te word soos hy is, dit is die dinge wat daar bo is, sy koninkryk. So, 'n mens moet baie versigtig wees. Daar's baie mense wat om die goede weghardloop en jy kry hulle nie weer nie. Hulle gaan draai baie snaakse plekke, want die gevalle engele word nader aan dwergies en viertjies en ek weet nie wat so goed als nie, en dis 'n godsdienst, as mense wat dit glo. Ek ken sulke mense. Begin by hierdie nuuskierigheid en dan van dit internet toe en vreemde boeke toe. So dis goed om dit te ondersoek en dit wat in die skrif is, soos wat jy nou gesien het, te sê magies. Ek het dit nou nie besef nie, maar jy kry die skrif uit. Daar is soveel detail en in die onsienlike sien ons nie. En as ek praat van detail, dan dink ek aan wat jy nou gesê het, jy het gesê ons gaan word soos die engele. Maar as jy gaan kyk na die detail, dan sê hy, ons gaan word soos die engele in die opsig dat ons nie gaan trou en die huwelik uitgee nie, maar ons gaan nie engele word nie. Ons gaan in daai opsig nie trou en die huwelik uitgee nie. Want die engele is dienende geeste vir die wat die ewige lewe gaan beerf. Engele is nie geskape na die beeld van God nie. Ons is geskape na die beeld van God. So eintlik, as jy soos 'n engel word, met respek gesê, word jy gedemon. En dit is ook vreemde goed vir ons, is onbekende goed vir ons. So as ons daaroor praat, dan moet ons dit versigtig doen, en weet dat daar so baie groot, baie mense praat van 'n rabbit hole waarin jy kan beland, en daar gaan jy, met allerlei inligting van oralster af, wat gevaarlik is. Dit vat mense werklik van die, nie net van die werklike evangelie af nie, maar heeltemal na 'n ander evangelie toe, dat hulle begin glo in viertjies en dwergies. Want ek dink baie van die ou godsdienste, Egipte se tyd en Babylon se tyd, het hierdie kennis gehad van die engele, van Noag, want Noag was nie baie lank voor hulle nie, en daar het maar inligting deurgekom van die sonvloed af. Ek dink Noag se seuns het dalk maar vir die mense vertel wat na hulle gekom het, wat gebeur het, en hulle het hulle nuwe gode uitgedink by die toring van Babel op grond van dit. En dan as 'n mens nou 'n bietjie gaan vroetel in wat hier aangaan, en engele, en is hulle mense, en het hulle mense geword, en nie dat dit nie gebeur het nie, ek sê net om verder te gaan ondersoek en stel, want dit is maar soos die Griekse mitologie is, hulle sê, die gode het mense geword, so ons met dit wat daar is, vat as vas en waar, die engele het, in Genesis 6, so beskryf, hulle heerlikheid verlaat, en hulle hulle vrouens gevat, mense, en by hulle kinders verwek. Die meeste mense, as jy dit vir hulle sê, dan sal hulle vir jou sê, nee, dis nie waar nie, staan in die Bybel nie. So vreemd is dit. Maar dis al wat in die Bybel staan. En die term seuns van God kan ons nie direk eweredig weer gaan maak aan die seuns van God en aan die seun van God, want baie mense doen dit weer. Hulle sê ons is seuns van God, daai engele is seuns van God, Yeshua seun van God, so hy is net een van die seuns van God. Daar's baie seuns van God waarvan hy een was. Maar woeps, daar verdwaal hulle weer. En dit is baie gekompliseerd. Ons ken dit nie. Ons was nie daar nie. Ons kyk nou regtig, soos Paulus gesê het, na raaisel en dowwe spieël, en ons, ek weet nie of jy al aan badkamerglas gekyk het wat aan die ander kant aangaan nie, jy kan maar raai as jy wil, jy gaan verkeerd raai. En dis wat ons doen met hierdie goede. Paulus sê eendag sal ons weet, nou is daar vir ons sommige inligting gegee, maar dis baie gevaarlik, hanteer dit baie versigtig. Onthou wat was die probleem in die tuin van Eden, is kennis van goed en kwaad. Laat ons nie nou kennis gebruik om mislei te word. Dis nou sommer net so terloops. Wat ek daardeur probeer sê is 'n onderwerp waarvan ons moet weet, maar baie versigtig hanteer.